Goeiedag, baie welkom. Ek dink dit raak nou somer. Ons het 'n vreeslike lekker tyd van reën gehad. En nou is die sonnetjie guitig. Dit is sommer baie lekker. Baie welkom. Vandag in die erediens is mense van Dialogos. En as jy wil, kan jy regtig gaan kyk oor Dialogos. Stefan van den Berg en sy vrou Abri kuier hier by ons. Hulle het nou draai gemaak in Palestina. Hulle was by die Christene in Gaza en ook by die Christene in Israel. Hulle gaan ons 'n bietjie meer vertel. Maar daarom ook die boodskap wat ons vanoggend het, is vandag so 'n bietjie meer gefokus daarop. So mag jy regtig geseënd wees. En as dit in jou vermoë is, kyk of jy nie by die kerk kan uitkom nie. Reg, eerste ding eerste. Kom ons maak ons oë toe en ons roep die Here aan. Aan U, o God, kom 'n lofsang toe. O God van Sion, U wat gebede verhoor, na U moet al die mense kom. Gelukkig is die mens vir wie U uitkies en laat nader kom. Daarom bid ons ook, Here, mag U genade en vrede op ons rus. U as Vader, Seun en Heilige Gees, drie-enige God. Amen. Die Here het gesê, as 2 of 3 in sy naam saam is hy in hulle midde. Wat 'n voorreg, dat God by ons is. So ek wil jou nooi en sê, kom ons maak ons Bybels oop by Lukas hoofstuk 21. Lukas hoofstuk 21 en ons gaan begin lees daar by vers 5. Kom ons lees saam. Dis die Here se woord. Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en die gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus, alles wat julle sien, daar sal 'n tyd kom dat nie een klip op 'n ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word. Hulle vra hom toe, Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die tekens van wanneer dit gaan plaasvind? Hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek en die tyd het aangebreek. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie, want hierdie dinge moet eers plaasvind. Maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie. Verder sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander te staan kom, die een koninkryk teen die ander. Daar sal groot aardbewings wees, hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af. Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevange neem en vervolg. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in die gevangenisse. Hulle sal julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. Dit sal vir julle 'n geleentheid wees om van my te getuig. Stel julle dus daarop in, om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel nie. Want ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee, wat deur geen een van julle teestanders teëgespreek of weerlê kan word nie. Julle sal selfs deur julle ouers en broers en familie en vriende verraai word, en hulle sal party van julle doodmaak. En julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar daar sal selfs nie eens 'n haar van julle kop afval nie. Deur julle volharding moet julle julleself red. Ons lees dit daartoe saam. Kom ons bid gou. Here, ons Here, dit is vir ons so 'n bietjie angswekkend om hierdie gedeelte te lees en dan besef ons, Here Jesus, dis U woorde en dit is so. So as ons nou nadink oor wat in die teks staan, vra ons dat die Gees ons verstand sal verhelder, vir ons hart troos en hoop sal gee, maar dat U ook vir ons geloofsoortuiging sal gee, en dat ons as U kinders sal volhard in geloof. Praat asseblief met ons. Amen. Wat sê ons vir mense wat swaar kry? Ek dink nou spesifiek aan mense in lande waar dit verskriklik swaar gaan, waar hulle elke nag moet gaan wegkruip vir die bomme wat val. Vir Christene wat vervolg word in die dag en opgeblaas word in die nag,
wat nie kan gewoonweg aangaan sonder om gespot en sleg behandel te word nie. Wat sê mens vir mense wat swaar kry? Jy weet ons gelees het, sit Jesus en hy kyk na die tempel, hy en sy disippels, en hulle sien die tempel en hulle sien hierdie groot, mooi klippe en geskenke en alles wat daarmee saamgaan. En Jesus kyk na die tempel en hy sien wat ons nou vandag sal noem doom en bloem. Angswekkende goed. Massiewe geboue, massiewe konflik, massiewe geweld, selfs dood en families wat Christene verwerp. En ek dink hy moes gedink het, want het staan nie daar nie, maar juist daarvoor het hy gekom. Daarom sê hy ook vir sy disippels, moenie bang wees nie. Maar daar's meer in, hè. Toe hy hierdie tempel sien en hy besef, hy sê vir hulle, hierdie tempel gaan totale al vernietig word, man, hulle gaan met bulldozers die grond gelyk stoot. Het hy ook besef, dis hulle kosbaarse aardse besitting. Vir die Jode was die tempel eenvoudig alles. Dis waar God se kleed die grond raak. Dis waar God op aarde is. Dis hulle kosbaarste. Dit word totale al vernietig. Ek lees 'n verhaal, die boek se naam is 2000 Year Old Man. Dis die boek se naam. Van twee mans, en hulle het in 'n dialoog gegaan met mekaar, en dit was maar 'n apologetiese manier om ook die evangelie oor te dra. Maar ek wil nou sommer net so 'n stukkie daarvan vir julle in Afrikaans vertel. Nou is die jong ouetjie, die onderhoudvoerder, hy vra nou vir die man wat al 2000 jaar oud is, vra hy, het jy altyd geglo? In God geglo? Nee. In die ou dorpie waar ons was, die ou man wat besig is, in die ou dorpie waar ons was, het ons in vul geglo. In vul? Ja. Waarom sal julle in 'n vul glo? Man, hy was groot en sterk. Hy het met sy kaal hande 'n man so middeldeur gebreek. Hy was 'n monster. Nou het julle ook goed gedoen soos gebid. Ja, ons het vir vul gebid. Nou, hoe het julle gebede geklink? Ons het gebid, o vul, moet asseblief nie so gemeen wees nie. Moenie ons seer maak nie. Jy het gesê, julle het in vul geglo. Nou, wat het gebeur? Ja. Eendag toe slaan daar 'n weerlig. En ons het besef, hy het in die dorpie geslaan. En ons het gaan kyk waar die weerlig geslaan het. En toe kom die hele stad waar die weerlig vir vul mos doodgeslaan het. Hy was pikswart gebrand gewees. Leweloos, net daar gelê. Swart as. En toe het ons besef, daar is iemand groter as vul. En toe het ons God begin aanbid. Dis asof hierdie stukkie vertel van God in my, nee. Daar is iemand groter as vul. Daar is iemand groter as Hamas. Daar is iemand groter as Netanyahu, as Israel. Daar is iemand groter as Rusland. Daar is iemand groter as die Taliban. Daar is iemand groter as Donald Trump. Ek probeer nou om nie 'n naam uit te sluit, so sit jou name daarin. Daar is iemand groter as vul. As Jesus begin vertel wat gaan gebeur, dan is hy besig om te sê, as hy vertel van die tempel wat vernietig gaan word, dan wil hy ook sê, die ou verbond, die ou bedeling, God gaan dit wegvat. Dit is weg. En daar gaan iets nuuts kom. Ek moet dit bely. God in my. Ons kry swaar om te verander, en ek dink daar kon Jesus se gedagtes so ver geloop het. Ons kry swaar om te verander, en daarom is verandering is altyd dramaties. Ek dink net aan COVID. COVID moes inkom vir 'n klomp veranderinge om plaas te vind. Partykeer moet 'n land platgevee word met bomme vir verandering om plaas te vind. Partykeer moet die land se ekonomie val tot onder die grond, tot daar niks oor is nie, vir verandering
om plaas te vind. Dit is vir ons swaar om te verander. En Jesus het gesê, die tempel gaan skuif, want daar moet verandering kom. Ander plekke in die Bybel sê, en in 3 dae gaan hy opgerig word, en dan weet ons, in 3 dae gaan Jesus uit die dood uit opstaan, en gaan 'n nuwe bedeling aankom, waar ons tempels van die Heilige Gees is. En dan moet ek bely, God in my. Jy moet dit nog 'n paar keer hoor. Ek moet bely, God in my. Kyk, mense sukkel om te lees, hoor. As ek vers 8 tot 11 lees, jy kan maar weer in jou Bybel gaan kyk daar. Mense sukkel om te lees. Mense sukkel om te verander, en mense sukkel om te lees. Dan lees hy nie mooi nie. Lees net bietjie mooi daar staan, en dit is nog nie die einde nie, maar dan sal hulle altyd vir mekaar sê, ja, jy sien, hierdie oorloë, gerigte vir oorloë, en die hongersnote, en die, is dit nie nou die einde nie? Jesus is baie duidelik. Dis nie die einde nie. Dis wel verandering. Ek moet bely. God is in my. Dan lyk verandering in my lewe anders. Ja, dan sit die mense op hol, né? En hulle lees in. En dan lees 'n oue sober stukkie, 'n dokument wat baie jare, een van die ou apostoliese vaders, Cyprianus het dit geskryf, en hy vertel so mooi, en ek dink ek het dit al vertel, maar hy skryf 'n brief vir 'n jong ou, Donasius, en dan sê hy, ag Donasius, hier waar ek in my aangeplante tuin sit, met bome en wingerde, is dit fantasties mooi, en die voeltjies sing, dis wonderlik, in my tuin. Maar Donasius, jy weet ook, as ek nou hierdie bergie opklim, tot bo op die berg agter my huis, en ek kyk, en ek sien die paaie, en ek sien die mense, dan sien ek die rowers, en ek sien die vliegtuie, ek sit nou sommer in, en ek sien die vliegtuie, en ek sien die bomme, en ek sien die selfmoordwes, wat die mense aantrek, is 'n bose wêreld hierdie. En weet jy, in hierdie bose wêreld, het ek mense teëgekom wat altyd vrolik is, wat 'n stuk dankbaarheid op hulle gesig het, want hulle het klaar die wêreld oorwin. Hulle is Christene, ek is een van hulle. Dan wil ek byvoeg, en ek wil bely, God is in my. Daar van vers 12 tot 17 praat Jesus oor tekens wat na lewe wys. Jy moet onthou, daar is verandering, en ons kry swaar met verandering, maar daar is ook lewe, tekens van lewe. Dit gaan baie moeilik gaan. Jesus praat met sy disippels, en hulle word apostels, en hulle word almal vervolg en doodgemaak. Alles wat hy daar in hierdie teks gesê het, gebeur met hulle. Maar daar is 'n nuwe begin. Selfs uit eie geleedere, selfs aan julle liggaam. Maar onthou, God is in my. Ek is 'n getuie vir hom. Sy woorde sal oor my lippe kom. Sy wysheid sal my besluite lei. Ek het nogal gedink, jy weet, in hierdie laaste paar tyd in die media, dan kom ek dit baie agter, as die bose die kerk wil vernietig, het hy besluit, nee, is die maklikste, is maak die kerk dat hy teen homself opstaan, dan maak die kerk mekaar dood. Hulle haal mekaar uit. Maar die belangrikste is, hulle haal hulle oë van Christus af. So as daar tekens van lewe is, kom ons sê dit net vir mekaar, hou jou oë op Christus, vers 18 en 19, nee. God het hierdie groot raadsplan, en sy raadsplan gaan gebeur, die tempel word afgebreek, maar hy word weer opgebou, en dit raak nou Kersfees. Die nuwe tempel is besig om by te kom. 'n Nuwe tempel, God in ons. Ek moet dit bely. God in my. En daarom moet ons ook vir mekaar sê, en as ons vir gelowiges wat swaar kry, moet in praat, dan moet ons vir hulle sê, dis nie jou skuld nie. Kyk vers 14, jy moet jou nie bekommer nie, God sal vir jou verdedig en vir jou help. Vers 18 en 19, en God sal jou beskerm. Maar jy moet ook nie 'n slagoffer mentaliteit kry, van nee, wat ek sal nou maar net oorleef nie. Want God is in my, en dit weet ek wel. En daarom, omdat God my alles vergewe het, in hierdie moeilike omstandighede, van swaar kry, kom ek leer om te vergewe. Want dit is die beste boodskap wat ek kan aandra aan enigiemand anders, soos wat Christus my vergewe het,
vergewe ek jou. Dit staan ons in Onse Vader ook. Daarom skryf iemand, Here, die goeie is sterker as die bose, liefde sterker as haat, lig sterker as donker, lewe sterker as dood. Die oorwinning is ons deur U wat ons liefhet. So onthou, in jou. Nou doen 'n vrou op Bybelstudiegroepie lees eendag die einde van Matteus en Jesus wat daar sê, en onthou, ek is met julle, en die dominee sê, sjoe, dis daarom 'n groot belofte, nee, en die tannie sê vir hom, domineetjie, dis nie 'n belofte nie, dis 'n feit. Kom ons vat hierdie feit, en ek is met julle. Here, dankie vir U wonderlike belofte en feit, dat U met ons is. Ons dink spesiaal aan hulle wat swaar kry, waar die bomme val, en die geweerskote klap, waar mense hulle haat net omdat hulle Christene is, waar hulle swaar kry bo ons gedagtes. En ons dra hulle aan U op en vra dat U vir hulle sal versorg en beskerm, dat U ook vir hulle 'n nuwe lewe sal gee, en 'n nuwe sin en 'n nuwe toekoms. Here, ons wat so gemaklik het, aan die een kant wil ons vir U baie dankie sê daarvoor, maar dan wil ons bid, Here, dat ons gemak nie ons oorgemak word nie. Help ons om altyd paraat te wees, help ons om tydig en ontydig te getuig, help ons om U liefde en vergifnis uit te dra na ander toe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here, wat in ons woon. Amen. As jy 'n dankoffer wil gee, is jy baie welkom. Hierdie offer is vir die Here, is nie vir die kerk nie. Die kerk is net die instrument wat dit versprei. Maar die Here wil saam met jou gaan, so daarom wil ek ook vir jou vra, ontvang die seën van die Here, en vat dit saam met jou vir hierdie week wat voor jou lê. Mag die Here jou insig en interpretasie verlig, jou oë en jou manier waarop jy kyk, jou mond en jou woorde, jou hart en wat jy bedink. Die Here sal met jou wees waar jy ook al gaan. Amen.